Ons staan by 'n keuse. Kies jy vir Jesus, om hom te erken as jou Here en jou koning, om gehoorsaam te wees voor hom en te doen wat hy van jou verwag, selfs al kos dit alles in jou lewe. Julle kan so lank vir my blaai na Matteus hoofstuk 7, en ons lees die laaste gedeelte van hoofstuk 7, ons eindig die reeks ook af met hierdie laaste boodskap, soos wat julle kan sien. Die titel van die boodskap vanmôre is die keuse. Ons het nou vir die afgelope, ek dink mens kan nie sê paar weke nie, ek dink dit is al 'n paar maande, 2 maande miskien, ek weet nie lank ons hier was nie, in hierdie hoofstukke ruk, het ons baie dinge gesien, baie dinge geleer, ons het gesien wat Jesus se woorde is. Ek weet nie eens of enigiemand van ons kan onthou hoekom ek hierdie reeks begin het nie, maar om ons te herinner, tydens Hemelvaart, daardie Sondag het ons gepraat, dat Jesus gesê het aan die einde van Matteus, dat ons hierdie dinge moet leer, wat hy vir die disippels geleer het. En dat dit deel is van ons Christelike identiteit, dat ons lewe soos kinders van die koninkryk, soos ambassadeurs van hierdie koninkryk. Dat ons moet besef dat ons is deel van 'n koninkryk wat nie van hierdie wêreld is nie. Ons is geroep om anders te wees. Ons is geroep om soos hy te wees en nie soos die wêreld nie. En ons het in Matteus 5 en 6 en tot en met laasweek vele dinge gesien van hoe ons behoort te lewe. En hoe, wil ek amper sê, streng Jesus Christus is oor die gehoorsaamheid daarvan. En ons kom nou aan die einde van Jesus se boodskap op die berg, waarvan hulle uiteindelik gaan sê dat hy het met gesag geleer. So dit is van vers 13 tot 29 wat ons vanmôre lees. So in julle Bybels volg saam met my, Matteus 7, vers 13. Gaan deur die nou poort in, want breed is die pad en wyd die poort wat na verderf lei, en daar is baie wat daardeur binne gaan. Maar hoe nou is die poort en hoe smal die pad wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind. Wees op julle hoede vir die valse profete, wat in skaapsklere na julle kom, maar in hulle binneste wolwe is wat verskeur. Aan hulle vrugte sal julle hulle uitken. Blik 'n mens miskien druiwe van doringstruike of vye van dissels? Net so dra elke goeie boom goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom kan nie goeie vrugte dra nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Aan hulle vrugte sal julle hulle dus uitken. Ja, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar net diegene wat die wil doen van my Vader in die hemele. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer en in U naam demone uitgedryf en in U naam baie kragtige dade verrig nie. Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat wetteloosheid bedryf. Daarom sal elkeen wat na my woorde luister en daarvolgens handel, soos 'n verstandige man wees wat sy huis op die rots gebou het. Toe die reën begin val en die stormwaters kom en die winde waai en daardie huis tref, het dit nie ineengestort nie, omdat dit stewig op rots gevestig was. Maar elkeen wat hierdie woorde van my hoor en dit nie uitvoer nie, sal soos 'n onverstandige man wees wat sy huis op sand gebou het. Toe die reën begin val en die stormwaters kom en die winde waai en daardie huis tref, het dit ineengestort en die ineenstorting was geweldig. Toe Jesus sy redevoering voltooi het, was die skare verstom oor sy lering, omdat hy hulle geleer het soos iemand met gesag en nie soos hulle skrifkenners nie. Vader, mag ons vanmôre hierdie woord ter harte neem wat U Seun Jesus Christus daardie dag geleer het. Here, alles wat ons tot dusver in die reeks oor gepraat het, Here, mag ons dit begin doen. Mag ons dit gehoorsaam en so die wil van die Vader uitleef. Here Jesus, dat ons sal doen dit wat U vir ons gesê het. Dat ons U woorde sal hoor vandag.
dat ons die regte keuse sal maak. O en Heilige Gees bekragtig ons. Wanneer ons sukkel om te weet wat reg is, wanneer ons sukkel om te besluit wat reg is, weet ek uiteindelik dit is U krag wat ons in staat stel om die regte ding te doen. Want dit is U wat in ons werk om te wil en te doen dit wat die Vader vra en dit wat die Seun verkondig. So lei ons in die Heilige Woord vanmôre in Jesus naam. Amen. Elke dag van ons lewens is gevul met keuses. Sommige is nie belangrik nie. Eenvoudige goeder soos gaan ek nou vir my koppie koffie maak of gaan ek 'n bietjie langer wag voordat ek koffie drink. Ander mense besluit om tee te maak wat die verkeerde besluit is. Maar ons het almal besluite wat ons in die lewe moet maak een of ander tyd. En van hulle is belangrik, van hulle het nie 'n impak op ons lewens nie. Maar daar is wel besluite wat 'n impak in ons lewens het. Moet ek aan 'n werk soek? Moet ek hierdie werk bedank waar ek nou is? Moet ek na 'n ander dorp toe trek? Moet ons die kerkdeure sluit en eerder na ander gemeentes toe gaan? Daar's baie besluite wat ons kan maak in die lewe. Moenie bang wees ek sê wees om 'n besluit te maak of te oorweeg nie. Maar ek noem net daar is dinge wat 'n mens kan besluit. Ek kan besluit om 'n pastoor te gaan wees na 'n ander dorp. My werk laat my toe om enigste plek te bly waar ek wil kan bly. So wees bly ek gekies om hier te bly. So ver, maar pas op. Maar ons het keuses wat ons lewens baie onherroepelik verander. En dit is deel van ons lewe. En daar is sommige mense wat baie keer sal sê, vat eerder die keuses weg van my. Moenie laat ek kies nie, dit is te veel vir my. Ek wil nie self besluit oor wat ek moet doen. Ek sal net gaan waar ander mense gaan. So jy doen wat ander mense vir jou sê om te doen. Jy luister na wat ander mense vir jou sê om te doen. Jy maak nie jou eie besluite nie. Want dit is maklik. Dit is makliker om nie besluite te neem nie. Ek dink baie keer as jy by 'n restaurant kom en jy maak daar die gids van hulle oop en jy begin te lees en dit is 7 bladsye se keuses van kos wat jy kan kies, dan weet jy nie eens wat om te kies nie. En as jy baie keer na daai restaurant toe gaan, dan weet jy van dieselfde ding kies wat jy laas week geëet het, of laas keer geëet het. Want daar's te veel keuses. Ag gee my net weer chicken schnitzel, wat ook al jy vat. Ek gaan dieselfde ding eet want ek het dit een keer geprobeer, het gewerk vir my, ek gaan nie weer ander keuses maak nie. Maar jy blaai deur die gids en jy kyk of daar iets anders is en dan besluit jy op dieselfde ding, want dit is net makliker om nie die keuse hoef te maak nie. Maar 'n keuse moet ons maak. En Jesus stel ons vanmôre in hierdie gedeelte aan die einde van sy leringe, nadat hy gepraat het oor hoe ons behoort te lewe en waarna ons moet kyk en wat ons moet doen, gee hy uiteindelik hier vir ons 'n keuse. Hy begin dit natuurlik in vers 13 met gaan deur die noupoort in. Dit is die eerste keuse. Vat jy die noupoort en die smal pad? Dit is 'n keuse wat ons moet maak. Nou hierdie idee van keuses kom al duisende jare in die mense se geskiedenis voor. In die Bybel self kom Moses aan die einde van sy bediening voordat hulle die beloofde land ingaan. En hy sê vir hulle in Deuteronomium 30 vers 15 tot 16, hy sê, kyk vandag hou ek aan jou die lewe en wat goed is, die dood en wat sleg is voor. Daar's jou keuses. Die lewe en dit wat goed is, die dood en dit wat sleg is. Wat ek jou vandag beveel is om die Here jou God lief te hê, deur sy paaie te volg en sy gebooie, sy vaste voorskrifte en sy beslissings na te kom, dan sal jy leef en vermeerder en sal die Here jou God jou seën in die land waarheen jy op pad is om dit in besit te neem. 1400 jaar voor Christus vra Moses vir die volk, kies vandag wat se pad gaan julle vat. Die beloofde land is daar. Gaan julle God se pad volg? Doen wat reg is? Of gaan julle die slegte pad kies? Waarop die volk natuurlik antwoord, natuurlik kies ons God. Waarop ons dan agterkom, nie heeltemal nie, want hulle draai so vinnig weg van God. 'n Klomp jaar later, nadat hulle die beloofde land ingevat het, nadat hulle al die oorloë gewen het, nadat hulle alles gedoen het, bring Josua hulle saam aan die einde van sy bediening. En hy sê vir hulle, kies vandag wie wil julle dien? Die gode van hierdie volke wat ons uitgedryf het, of God, die Here.
En ek gee nie om wat julle kies nie, maar ek en my familie kies die Here. Waarop die volk weer sê, ons kies ook die Here, waarop ons dan die volgende boek het, die Rigters, waar ons sien dat hulle het weggegaan, so van die Here af. En daarom kan Jesus sê, nie almal wat vir my sê, Here, Here, kan in die koninkryk ingaan. Daar is baie Israeliete daardie dag wat gesê het, Here, Here, ons glo U, Here, Here, ons gehoorsaam die wette. Want dit is wat Moses van hulle verwag het. Dit is wat Josef van hulle verwag het. Dit is wat die pastoor van jou verwag vanmôre, dat jy ja gaan sê en God gaan volg. Maar binne in hulle harte het hulle dit nie bedoel nie. En so dit is maklik om te sê, Here, Here, ek sal doen wat U diensknegt van my verwag. Maar om dit te doen is 'n ander storie. Want toe hulle in die beloofde land ingekom het, het hulle onmiddellik begin sondig. Nadat Josua gesterf het, het hulle onmiddellik ander gode begin dien. Ek dink een van die interessantste dinge wat ek net vanoggend weer raak gelees het, ek noem dit net aan die kant, toe Josua aan hulle hierdie woorde gee, kies vandag wie julle wil aanbid. En hulle sê, ja, ons gaan die Here aanbid. Weet jy wat is Josua se volgende antwoord? So verwyder die afgode wat julle in julle midde het. Hierdie volk dra nog afgode saam met hulle in hulle tente. Dwars deur die woestyn, terwyl hulle God se genade sien, hulle God se wet elke dag hoor, tydens die intog van die land, wat hulle die land oorneem, is hierdie mense nog steeds besig om ander gode te aanbid. Josua sou dit nie gesê het as hulle dit nie gehad het nie. En so Josua sê vir hulle, kom maar nou, ons besluit nou asseblief, wat gaan jy doen? Ons sien dieselfde met Elia op Karmelberg. Kies vandag, wie wil julle dien? Hou op om te wik en te weeg tussen die twee keuses. Daar is net een keuse. Kies die Here en leef of sterf. Waarop die volk weer eens die Here kies, want dit is maklik om die Here te kies wanneer 'n pastoor van vooraf praat of 'n profeet praat. Maar om dit te doen is 'n ander saak. Dis 'n ander saak. En so Jesus roep ons tot daardie keuse wanneer hy sê, kies die nou poort en die smal pad. Min vind dit. En dan onmiddellik gaan hy oor in, daar is baie valse profete. Daar is baie valse profete. En jy erken hulle deur wat? Die vrugte wat hulle dra. Nie die woorde wat hulle sê, nie die profesie wat hulle gee, nie die beloftes wat hulle maak nie, nie eens die magtige dade wat hulle verrig nie. Daardie profeet kan mense uit hulle rolstoele laat opstaan. Hy kan allerlei dinge doen, maar as dit nie is vir Christus en vir God se heerlikheid nie, dan het hy slegte vrugte gedra. Wat is die vrug van sy arbeid? Dit is wat Jesus dan sê uiteindelik, dit is waar ons dit meet. Waar ons dit meet. Aan hulle vrugte sal jy herken. So daar is twee poorte wat ons moet kies, 'n wye poort of 'n nou poort. En dit is so interessant dat die wye poort hoef nie gekies te word. Die wye poort hoef nie gesoek te word. Die wye poort is 'n poort waarop jy is as jy niks doen. Reg? Die wye poort is waar jy is. Dit is jou algemene toestand. Die nou poort is die een wat gesoek moet word. Die nou poort is die een wat geondersoek moet word. En jy moet daar by die poort inkom en klop. En wie klop sal oopgemaak word voor. En as jy daar instap, dan stap jy deur 'n pad wat nou is, wat smal is. 'n Eensame pad, dis nie 'n pad wat populêr is nie. As jy jouself in die populêre pad vind, is jy dalk op die verkeerde pad. As jy op die pad is wat gemaklik is, as jy op die pad is wat amper hierdie maklike godsdienst is, dan moet ons vra, is ons op die regte pad? Daar is baie kerke wat preek dat al wat jy hoef te doen is om net te sê, Here Jesus, ek glo in jou. Jy hoef net 'n Sondagsgebed te doen een keer in jou lewe, en dit is die som totaal van jou redding. Al wat jy hoef te doen is te sê, Here Jesus, ek aanvaar U in my hart. En dan kan jy lewe soos wat jy wil, en jy kan doen wat jy wil, en jy hoef geen verantwoording te doen vir enigiets wat jy self doen nie. Jy is gered deur genade, en daarom sal jy gered wees. Waarop Jesus duidelik hier sê, hulle wat nie vrugte dra nie, word uitgekap.
Dis 'n baie ernstige woord wat Jesus hier sê. Hulle wat nie vrugte dra nie, word uitgekap. En dit is 'n eensame pad om op te wees. Julle kan sien hoe Jesus hier, hy gee 3 keuses. Daar's die poort, daar's die boom en daar's die fondament. Jy moet kies, bou jy op sand of op rots? Gaan jy deur die breë pad of die nou pad? En watse vrugte gaan jy dra? Daar is nie 'n grys area nie, dit is of een of die ander. Jesus gee nie vir ons 'n ander opsie nie. Daar is wel, as ons kyk na die boom, tog 'n ander opsie wat Jesus gee later in die woord. Ek dink is in Lukas wat hy dit noem. In hierdie gedeelte sê hy dat of jy dra goeie vrugte of jy dra slegte vrugte. Slegte boom dra slegte vrugte en 'n goeie boom dra goeie vrugte. Maar daar is 'n derde opsie. Of jy dra geen vrugte. Jy is dalk 'n goeie boom, maar jy dra geen vrugte. En raai wat word gedoen aan die boom wat geen vrugte dra nie? Hy word uitgekap. Daardie takke word afgesny. Vir ons moet dit ernstig opvat wanneer Jesus sê, julle moet vrugte dra. Ek dink ons gaan so maklik om te sê, wag, kom ek paai julle en laat julle gemaklik voel vanmôre dat jy is gered deur genade en jy gaan hemel toe en hou net vas aan Jesus en daar is niks wat jy hoef te doen vandag nie. As jy nie vrugte dra nie, sê Jesus, word jy uitgekap. Hy gaan vir jou kans gee. Hy gaan vir jou tweede kans gee. Hy gaan vir jou 'n paar kansse gee, maar as jy nie vrug begin dra nie, dan staan jy op die gevaar om uitgekap te word. Ek dink nie ons kan dit mis in wat Jesus hier sê. En so uiteindelik is dit net een keuse, of jy dra goeie vrugte, of jy word uitgekap. So alhoewel daar 3 opsies is daar net eintlik een wat lewe gee. En dit is dat ons vrug dra. En dit is dat ons doen wat hy vir ons sê. Ek weet baie keer wanneer ons kyk na hierdie valse profete, ons onmiddellike reaksie is om te wys na al hierdie megapastore wat soveel sonde het en hulle eie vliegtuie het en soveel rykdom het en hulle is definitief hulle vrugte wys hulle sondaars. En ongelukkig is dit so dat hulle die pastore is wat gesien word. Maar daar is duisende pastore in gemeentes reg oor hierdie wêreld wat getrou die woord bring elke Sondag. Jy hoor hulle en jy sien hulle nie, want hulle volg Jesus se woord wat sê moenie dinge doen om gesien te word nie. Dis hoekom jy nie weet van hulle nie. Maar hulle vrugte wys dat hulle gedoen het wat Jesus van hulle verwag het. En daardie vrugte word nie gesien in groot dinge en groot projekte en name wat populêr is nie. Daardie vrugte word gesien in lewens wat verander is. Mense se lewens wat onherroepelik verander word deur prediking van daardie pastoor in 'n klein gemeente iewers. Dit laat my dink aan Jonathan Edwards. Hy is 'n prediker in Amerika gewees tydens die 1730s tot omtrent so 1750s rond. En hy was maar 'n eenvoudige mens gewees, baie goed, baie slim, hy het baie geskryf, baie boeke geskryf. Maar hy was in 'n relatiewe klein gemeente in 'n dorpie in Massachusetts wat nie baie mense het nie. En hy het daar net eenvoudig gepreek Sondag na Sondag, want hy het geglo dit is die woord wat mense se harte verander. En met een van sy preke, die preek se naam is Sinners in the Hands of a Vengeful God. Sondaars in die hand van 'n toornige God. Het hy gepreek op 'n Sondag en mense het begin huil en mense het begin bely oor hulle sondes. En dit het begin versprei deur die dorp en ander mense het begin om kerk te kom. Want hy het die punt gemaak dat as jy nie die regte keuse maak nie, gaan jy in die verderf nie. En op daardie stadium het almal gedink hulle is gered. Ons is Christene. Ek is gered, ek het in 'n kerk groot geword. En toe hoor hulle die woord van God en hulle besef, ek is dalk in die kerk, maar ek is nie van die kerk nie.
Ek sit dalk hier, maar ek is nie deel van sy koninkryk. En daardie preek het gelei na die groot ontwaking in Amerika. In ander dorpe. Dit het oorgegaan na Engeland toe. Ander bekende predikers soos George Whitefield, julle sal dit dalk nie ken nie, maar George Whitefield was 'n groot prediker. Hy het dit by Jonathan Edwards gekry. En duisende mense tot bekering gekom as gevolg van Jonathan Edwards se bediening. Maar min mense weet dat omtrent seker 10 jaar na die groot ontwaking, ongeveer 10 jaar, toe het sy gemeente hom uit die gemeente uitgeskop. Hy het sy gemeente gevra, daar waar die herlewing begin het, om asseblief sy pad te vat. Waarna hy na 'n baie kleiner gemeente toe gegaan het, en daar die res van sy lewe uitgeleef het, en geskryf het. En deur daai skrywe het hy nog baie meer verryk as dit. Sy kinders en kleinkinders en agterkleinkinders was presidente en allerhande, hulle is hooggeplaaste dokters. Maar hy het iets agtergeloop. Weet julle hoekom het sy gemeente hom uitgeskop? Jy is te streng met ons. Jy verwag te veel van ons. Want hy het aanhoudig vir hulle gesê, julle moet vrug dra. As jy nie vrug dra nie, dan is jy 'n dooie stok. En die gemeente het gesê, dit voel nie gemaklik nie, ons wil die mense tuis laat voel. Hoe gaan jy van herlewing, waar mense hulle sonde bely, en aktief wakker word, binne 10 jaar na, asseblief ons soek dit nie. Dis wanneer jy nie aanhoudend daai keuse maak, om te sê ek wil leef vir U Here. Want ek het dit een keer besluit, en dis die res van my lewe, of ek nooit weer te besluit, oor wat se pad volg ek. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. En dit is interessant dat Jesus koppel dit aan die woorde, verskoon my, dat wie is hulle wat die vrugte dra? Dit is hulle wat die wil van my Vader doen. Dit is hulle wat die wil van my Vader in die hemele doen. Dit is hulle wat die vrugte dra. En ons het deurgangs in hierdie gedeelte gesien, wees soos julle Vader in die hemel. Vergewe soos julle Vader in die hemel vergewe. Wees lief vir julle vyande soos die Vader in die hemel lief is vir julle. Gee aan elkeen wat vra, sodat die Vader in die hemel die reën bring op die slegte sowel as die goeies. Sorg vir mekaar. Sorg vir hulle wat nie kan nie. Staan op vir wat reg is. Want almal wat die wil van die Vader doen, dra vrug. Die derde keuse wat voor ons geplaas word, nadat ons die nou pad gevind het, nadat ons elke dag moet probeer vrug dra, is daar uiteindelik die ander keuse wat ons maak. Op watse fundament bou jy vandag? Bou jy op losgrond of op vaste grond? Want een ding is verseker, die storm gaan kom en die reën gaan kom. En wanneer dit kom, gaan daar besluit word, staan jy of val jy? En Jesus sê het so mooi, hy sê, en daardie val is geweldig. Dis nie net dat daar so kraak in die huis gekom het nie. Party van ons het al 'n huis gesien waar daar net so 'n bietjie van 'n kraak begin ontwikkel aan een kant van die muur. Die grond is bietjie sag gewees of iets. Maar die ou het nie reg gebou nie. Hierdie is 'n geweldige ineenstorting. En ek wonder partykeer of dit is hoekom die Here storms op ons pad bring. Want wanneer daar die storms op jou pad kom, dan weet jy wat was erg en wat was nie. Wat 'n deel van jou geloof en jou belydenis en dit wat jy gedoen het vir die Here staan na die storm of staan in die storm. Maar dit is belangrik dat ons besluit op watse fundament bou ons geloof. Waarin plaas ons hoop? Want wanneer ons sit na al die dinge wat hierdie wêreld ons bied, dan is dit losgrond. Ons is elkeen besig om te bou. En weer eens moet ek dit uitlig. Jy is besig om te bou. Jy is nie besig om niks te doen.
Ons dink baie keer, solank ek net niks verkeerd doen, is ek ook. Nee, dis nie goed genoeg nie. Solank ek nie sondig nie, is ek reg. Sien, ons bou die fundament op ons eie goedheid, en sê dat ek het nog nie hierdie sonde gedoen nie, en ek het nog nie daardie sonde gedoen nie, en ek het nog nie daardie ding gedoen nie, dit verkeerd gedoen nie. Ten minste is ek nie 'n moordenaar of 'n dief of al hierdie ander dinge nie. Waarop Jesus vir ons gesê het, Matteus 5, was jy kwaad vir jou broer? Jy was 'n moordenaar. Ek het nog nie hierdie egbreek gepleeg nie. Het jy na 'n vrou gekyk en haar begeer? Braai wat. Jy is besig om die verkeerde huis te bou. Of die huis op die verkeerde grond te bou. Dit is nie goed genoeg dat ons sê dat ek het nie hierdie dinge gedoen nie. Jesus verwag dat ons ook kan sê, maar ek het hierdie dinge gedoen. Want 'n huis bou jy. En hy gaan staan as hy op vaste grond gebou is. Daar is ook natuurlik die gevaar wat ons in hierdie gedeelte sien, dat ek dink ek bou my huis op vaste grond. Here, Here, ek het demone uitgedryf. Here, Here, ek het al hierdie dinge gedoen in U naam. Here, Here, ek het my tiendes betaal. Here, ek het kerk toe gegaan, ek was by elke bid hier. Ek het al die dinge gedoen wat die kerk van my gevra het. Ek het die pastoor uitgenooi vir skaapbou. Eendag gaan dit waar. Ek het daarom al pompoenkoekies gekry, dankie Tannie Els. Maar is iemand wat luister na my. Maar daar is baie mense wat sê dat ek het al hierdie dinge gedoen en ons bou dit op ons eie goede. Kyk al hierdie programme wat ons as gemeente het. Kyk al hierdie dinge wat ons doen. Ons het 'n kinderhuis wat ons ondersteun. Ons het hierdie ding wat ons doen en ons wys die advertensies, ons wys al die goeie goeders wat ons voordoen en sê kyk hoe goeie mense is ons. Waarop Jesus sê ek ken jou. Ek ken jou. Jy het dalk gesê Here, Here, maar jy het nie gedoen vir my en jy het gedoen omrede jy gedink het dit is wat jou gaan red. Jy het gedink as ek al die goeie dinge voorgee, dan sal ek so 'n goeie mens voorkom en dit sal tot my goedheid lei. Want mense sal gunstig wees teenoor my, sal ek sien wat 'n goeie mens ek is. Oral waar ek stap en nooi hulle my om te sê, wil jy nie met mense op praat en vir hulle inspireer met jou mooi storie? Ons bou op los sand, wanneer ons dink dat ons enigsins die fundament is waarop ons gaan bou. Ons goeie werke red ons nie, ons goeie werke gaan niks beteken nie. Maar net hulle wat die wil van my Vader in die hemel doen, sê Jesus. 'n voorbeeld van iemand wat gered is, of gered lyk, is in Handelinge 8, ek gaan nie die hele gedeelte lees nie, ek sal net vir julle vertel. Handelinge 8 gaan oor Simon die towenaar in Samaria, wat baie groot aanhangers het, hy is baie bekend by die mense, hy doen allerlei wonderwerke. Filippus kom daarso en hy begin te preek en hy lewing breek uit in die stad. Simon kom tot bekering, hy word gedoop. Hy gaan deur die hele ding, hy is heeltemal gered, hy begin saam met Filippus te bedien en rond te gaan. En Petrus en Johannes en van die ander apostels kom op van Jerusalem af na Samaria toe en hulle begin te bid vir die mense ontvang die Heilige Gees. Waarop Simon dan sê, hier is vir julle geld, gee vir my ook die mag om mense in die Heilige Gees te doen. En skielik is dit gaan nooit oor die Here nie, dit gaan oor self. Ek wil ook mense laat val in die Heilige Gees, of ek wil ook hierdie bediening hê wat kragtig lyk, sodat mense kan kyk na my en sê, jy is so grand, jy is so fantasties. Ek wens meer mense is in jou gemeente. Waarop Petrus hulle vir ons duidelik sê, gaan weg, mag jy saam met jou geld in die verdoemenis ingaan. Nie almal wat sê Here, Here. Want ons bou op los grond. Maar daar is iets in hierdie teks wat anderste is as Moses, anderste is as Joshua,
anderste is as Elia. En ja, selfs anderste as wat ek vanmôre sal sê. Want waar ek vir julle kan sê, julle moet Jesus kies, of waar Moses vir hulle sê, julle moet God kies, of waar Josua sê, julle moet die Here kies, doen Jesus iets merkwaardig in hierdie gedeelte. Hy plaas homself as die middelpunt van die keuse. Hy plaas homself as die klem van die keuse wat jy vanmôre moet maak. Hy sê eerstens in vers 21. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar net diegene wat die wil doen van my Vader in die hemele. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in U naam hierdie dinge gedoen nie, maar ek sal sê, ek ken julle nie, gaan weg. Wat merkwaardig is van Jesus se woorde, is alhoewel hy praat van die wil van die Vader, en dat ons die wil van die Vader moet doen, is hy die een wat oordeel. Julle kom na my, en sê, Here, Here. En ek is die een wat besluit of jy ingaan of nie ingaan. Want ek is die een wat jy moet ken. Ek is die een wat moet sê, jy is welkom. Doen die wil van die Vader, maar jy gaan deur my. En nou sê ons, hy is die poort. Daarom sê in Johannes, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En so die keuse is of Jesus of nie. Daar is nie 'n ander keuse. Of Jesus of nie. Hy is die een wat sal oordeel oor die regverdiges en onregverdiges. Ons moet verantwoording voor hom doen. Jesus sê elders in Johannes, sê dat die wil van die Vader is dat julle die Seun sal sien en in hom sal glo. Dis die wil van die Vader. Dat julle die Seun sal sien en in hom sal glo. Jesus maak homself die deur en sê, julle kom nie na die Vader behalwe as julle deur my kom. En so al jou goeie werke beteken niks as dit nie vir hom is. En so hy is die poort waardeur ons gaan. En ons weet verder sê Jesus ook, ek is die wynstok en julle is die lote. As julle in my bly en ek in julle, dan sal julle vrugte dra. Weereens, dit is nie in onsself dat ons die mag kry om vrugte dra nie. Ek en jy kan nie in ons eie goedheid vrug dra nie. Ons kan probeer, maar daar is baie welsynsorganisasies daar buite. Daar's baie mense wat goeie dade doen en goeie werke doen. Maar hulle is nie in Jesus nie. En so daar is net een keuse, dit is of Jesus of nie. Die feit dat Jesus sê dat in my naam het julle hierdie dinge gedoen, beteken dat hy al klaar vir homself die autoriteit geëien het as God. Dit is in my naam wat dinge gedoen word of nie gedoen word. Is of ek of nie. Hy doen dan nog iets meer merkwaardig in vers 24. Hy sê elkeen wat na my woorde luister en daarvolgens handel, sal wees soos iemand wat op vaste rots bou. Iemand wat na my woorde luister. Moses sê luister na God se woorde. Josua sê luister na God se woorde. Elia sê luister na God se woorde. Ek sê vandag vir julle luister na Christus se woorde. Maar Christus staan daar tussen hierdie mense en hy sê luister na my woorde. En hy kan dit net doen omdat hy God is. En so hy is die vaste fundament waarop ons bou, die rots waarop ons gefestig staan. Hy is die een deur wie ons gaan. En so vanmôre stel ek julle voor 'n keuse, soos Moses, soos Josua, soos Elia. Vir wie kies jy vanmôre as Here? Daar's net een keuse, dis Jesus. Enige ander keuse is verkeerd. Soos wat tee altyd 'n verkeerde keuse is enige ander keuse behalwe koffie verkeerd.
Nee, Jesus is die enigste. Maar dit beteken dat ons besef alles wat hy gesê het in Matteus 5, 6 en 7 is dat ons knie buig voor koning Jesus en hom erken as Here en dan doen wat hy vir ons gevra het om te doen. Al hierdie dinge wat hy in Matteus 5, 6 en 7 gaan lees, man, lees dit elke week as jy moet, om herinner te word aan die dinge wat jy moet doen, sodat jy goeie vrugte kan dra vir hom. Dit is nie net om te sê op 'n kerk, in die kerk op Sondag, dit is nou maar my kultuur dat ons kerk toe kom op 'n Sondag en ja, ek glo in Jesus nie. Jakobus maak dit nog erger. Ek dink Jakobus was bietjie baie erg, maar as die Heilige Gees wat dit deur hom sê. Hy sê julle sê dat julle glo, maar die duiwels glo ook. Die duiwels glo ook in Jesus. Die duiwels weet ook dat hy die Here is. Maar dit red hulle nie. Hoekom? Want hulle is nie gehoorsaam aan die koning wat hulle as Here beskou. En so deel van ons geloof is dat ons werke het. Ons werke red ons nie. Maar as jy werklik glo in Jesus en jy luister na wat hy sê en jy bou op vaste grond, dan is jy besig met goeie werke. En as daar nie goeie vrugte is wat gedra word in ons lewens nie, behoort ons te bely voor hom en sê, Here, gee my nog 'n kans voordat ek uitgekap word. Here, help my om vrugte te dra waar ek nie kan nie. Ek sluit af met Paulus se raad aan Timoteus. En ek hoop dat ons gehoor kan gee aan wat die Heilige Gees hier vir Timoteus sê deur Paulus se woorde, dat ons ook kan sê, ja, ek sal dit doen. Nie soos die volk en dit nie bedoel nie, maar dat ons in ons harte dit bedoel. Hy skryf aan Timoteus in sy laaste brief. Dit is die laaste brief wat Paulus ooit geskryf het. En dit is amper so sy begrafnisbrief of sy laaste Old Testament wat hy skryf. En hy skryf hierdie woorde in 2 Timoteus 2 vers 15 tot 22. Hy sê, let jou daarop toe om jou voor God te stel as iemand wat die toets deurstaan het. As 'n arbeider wat hom nie hoef te skaam nie, wat met die woord van die waarheid die regte pad aanlei. Luister na daardie woord. 'n Arbeider wat nie skaam hoef te staan nie. Weet jy wat 'n arbeider staan skaam? Een wat nie die werk gedoen het wat hy moes gedoen het. Reg? Iemand wat nie die werk doen wat hy voor aangestel is nie, voel skaam. Behoort skaam te voel. 'n Arbeider wat homself hoef te skaam. Iemand wat die toets deurstaan het. Wat met die woord van die waarheid die regte pad aandui. Hy sê, vermy die goddelose leerpraatjies van mense, soos Himeneus en Philetus. Want hulle sal toenemend goddeloos word en hulle woorde sal soos 'n kanker versprei. Moenie betrokke raak in onnodige gestryery nie. Hulle het van die waarheid afgedwaal. Luister na wat hy sê. Die het gesê dat die opstanding reeds plaasgevind het en sodoende gooi hulle sommige se geloof omver. Dis wat hierdie twee mans begin leer. Hulle sê, ag, moenie bekommerd wees oor die toekoms nie. Jesus het al opgestaan in jou hart. En dit is al wat saak maak. Daar is geen ewigheid wat vir ons wag nie. Daar is nie iets waarvoor jy moet verantwoording doen eendag nie. Jy gaan nie voor die stoel van die regte stoel van die Vader staan en vergoed word of vergeld word nie. Hierdie lewe is al wat jy kry. Nee, sê Paulus, daar is oordeel wat wag. En elkeen van ons gaan daar by uitkom. En jy moet jouself daarop toelê om 'n arbeider te wees wat voor God gaan staan en nie skaam te wees en sê, maar ek het niks gedoen nie. Maar ons het hierdie genade vanmôre ontvang. En op hierdie genade rus ons, op hierdie fundament rus ons. Want Paulus skryf verder aan Timoteus, hy sê, maar tog staan die fundament van God stewig met hierdie inskripsie.
Die Here ken diegene wat aan hom behoort. Dit gaan terug na Matteus toe, waar Jesus sê, ek ken jou nie. Maar hy ken die wat aan hom behoort. Hy ken die wat aan hom behoort. En verder, die inskripsie sê, laat elkeen wat die naam van die Here aanroep, die rug op ongeregtigheid keer. Daar is die tweede stap. Hy ken die wat aan hom behoort, en dat almal wat aan die naam van die Here aanroep, hulle rug op ongeregtigheid keer. Wat beteken jy doen wat? Geregtigheid. Jy doen goeie dinge. Want in 'n groot huis is daar nie net goue en silwer voorwerpe nie, maar ook voorwerpe van hout en klei. Sommige is vir fatsoenlik gebruik en ander onfatsoenlik. As iemand homself dan gereinig het van hierdie dinge, sal hy 'n fatsoenlike voorwerp wees, afgesonder en bruikbaar vir die eienaar, geskik vir goeie werk. Paulus sê daar, en eintlik verwys hy na die kerk. Hy sê, in 'n groot huis in die kerk, gaan daar mense sit. En sommige van hulle is 'n houtlepel, en sommige van hulle is 'n silwerlepel. En die houtlepel word sommer vir gemors gebruik, jy gooi hom weg sy klaas, maar die silwerlepel, hy word gebruik vir goeie dinge. Hy word gebruik vir fatsoenlike dinge, vir heilige dinge. Moenie 'n houtlepel wees nie. Wees 'n bruikbare, afgesonderde, geskik vir goeie werk instrument. Vlug dan weg van die begeertes van jou jeug en streef saam met diegene wat die Here met 'n rein hart aanroep, na regverdigheid, geloof, liefde en vrede. Nie net moet ek afgesonder wees by myself nie, maar ek moet saam met diegene van julle wat saam in hierdie besigheid van Christus wil wees. Onsself beywer om goeie dinge te doen, om te soek na regverdigheid, om te soek na geloof en liefde en vrede onder mekaar. Ons staan by 'n keuse. Vanmôre, broer en suster, kies jy vir Jesus, om hom te erken as jou Here en jou koning, om gehoorsaam te wees voor hom en te doen wat hy van jou verwag, om te gaan waar hy jou stuur, om te gee wat hy jou beveel om te gee, om te doen wat hy beveel om te doen. Selfs al kos dit alles in jou lewe. Enige ander keuse is verkeerd. Ons ek los daar 'n keuse by julle vanmôre. En wanneer ons daar 'n keuse maak, moet ons ook daar 'n keuse as gemeente maak. Wil ons net 'n gemeente wees wat Sondag na Sondag dieselfde ding doen. Sondag na Sondag net vir onsself leef, net vir onsself hier is. Of wil ons begin om te sê, Here, ons bely vir ons luiheid, ons bely ons werkeloosheid, ons vrugteloosheid. Help ons, Here, om meer te doen en vrugte dra in hierdie plek. Ek het die waarskuwing laas jaar gegee en ek gee hom hierdie jaar weer. As ons nie vrug dra nie, sal hierdie tak uitgekap word. En dan sal die keuse vir ons gemaak word of ons nog hier staan en of ons nie hier staan nie. Maar een ding is verseker, broer en suster, ons kan nie niks doen. Ons moet begin iets doen. So ek vra julle om saam met my te bid oor hoe ons vrugte kan dra in die omgewing. So individueel bely ons en gemeenskaplik bely ons. Vader, ons is jammer, Here God, wanneer ons so min van U gemaak het. Here, dat ons so gewoond is om die vrug te dra nie, dat ons nie eens vrug wil dra nie. Want dit is te besig, dit is te veel moeite,
en 1000 ander verskonings wat ons kan uitdink, Here. Maar ek besef, Here Jesus, vanmôre, Here, het ons die regte keuse nie. Want as ons die keuse sou gemaak het om U te volg en te doen wat U van ons verwag, Here, dan sal ons vrug dra. En al wat ons hoef te doen om nie vrug te dra nie, Here, is om niks te doen nie. En dit, Here, wil ons nie ons keuse maak vanmôre. Here, ek weet nie van elkeen hier vanmôre nie. Maar Here, mag ek in my huis die Here dien. Here, mag ek en diegene wat saam met my die naam van die Here aanroep, lewe tot U eer, as arbeiders wat nie skaam hoef te wees voor ons God en ons koning. Dat ons bruikbaar sal wees vir U, ons eienaar. Dat ons goeie werke sal doen, soos wat U van ons verwag. Dat ons sal getuig van U goedheid, Here, deur die werk wat ons doen, en die woorde wat ons spreek daar buitekant. Dat ons die lig sal skyn vir die wêreld, wat in donkerte leef. En dat ons die sout sal wees, wat smaak gee in die lewe. O Here, help ons. Help ons in ons swakheid. Kom, Heilige Gees, en bekragtig ons. Want ek weet ook, Here, dit is deur U krag alleen wat ons gaan doen, wat U wil hê ons moet doen. Want dit is U wat in ons werk, om beide te wil en te doen dit wat U van ons verwag. So Vader, mag ons U wil doen. Here Jesus, mag ons ag gee op U woorde. Mag ons bou op die vaste fundament wat U vir ons daar gestel het. Mag ons vrug dra terwyl ons in U is en U in ons, Here Jesus. En mag ons 'n nou pad kies. Maak saak hoe moeilik dit is. En hoe eensaam dit partykeer word. Want ons weet die einde van dit alles, Here, sal ons voor U staan. En ek bid vir myself en elke nie. Here, dat U woord aan ons sal wees. Ek ken jou. Kom aan. O Here, mag dit die antwoord wees wat ons ontvang. Help ons, Here. Amen. Dankie broer en suster. Ek bid dat ons sal gaan in die gees van die Here en dat ons vrug sal hê. Dat ons begin doen dit wat ons sê ons glo. En dat ons daders sal word van die woord. Mag die woord asseblief nie hier bly. Amen. Wanneer? Vandag? Woensdag. Julle huweliksherdenking is Woensdag. Ek het sê Woensdag. ek nou gesê donderdag of dinsdag. Ek het al gesê donderdag van die huis. Lewe in vrede en liefde met mekaar. Kom ons sterk ons hande uit en bid ons die seën oor hulle. Vader, ons bid vanmôre vir Myrtle en Salie. Here my God, hierdie 200 jong mense, Here, wat U dien. Here, wat die aangesig soek. Here, ek bid, Here, dat U hulle sal seën in hulle huwelik. Here, dat hulle liefde vir mekaar, Here, sal warm brand, Here God, soos die son. Here, dat U dit sal sterk maak, Here God, dat U dit sal stewig maak, Here. Here, mag hulle huwelik gebou word op die fundament van Jesus Christus. Here, mag hulle in alles wat hulle saam aanpak, Here God, suksesvol wees. Here, ek bid dat U hulle sal vat deur hierdie jaar, dat U hulle sal bewaar in U liefde en in die vrede, en dat U hulle vreugde sal gee, Here God, in hulle lewe. Ek bid dit in Jesus heilige naam. Amen en amen. Dankie. Gaan in die seën van die Here.